Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstukke die Nuwe Testament het lees, met die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n dagelijkse basis. Vandag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 15 en die opskrif lees: Jesus Christus het beslis opgestaan. Liewe broers en susters, ek herinner julle aan die goeie nuus wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van julle geloof. Deur hierdie goeie nuus kom julle ook tot redding. Dit wil sê as julle daaraan vashou soos ek dit oorspronklik aan julle verkondig het. Anders was julle geloof heeltemal nutteloos. Ek ken my boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Verder dat hy aan Petrus verskyn het en daarna ook aan die 12 apostels. Daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelyk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later aan al die apostels. Heel laaste van almal het hy ook aan my verskyn, asof ek ontydig gebore is. Ek is werklik waar die geringste van al die apostels, een wat die naam van 'n apostel nie werd is nie, omdat ek God se kerk vervolg het. Maar deur God se onverdiende goedheid is ek wat ek vandag is. Hy het sy goedheid nie te vergeefs aan my bewys nie. Ek het harder gewerk as al die ander, en tog was dit ook weer nie ek nie, maar God se goedheid wat my gedraai het. Maak ook nie saak wie gepreek het nie. Die belangrike feit is dit dat die goeie nuus is wat verkondig en wat julle in geloof aangeneem het. Sê vir my, as ons verkondig dat God Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is daar dan sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? As daar werklik geen opstanding uit die dood is nie, dan is Christus ook nie uit die dood opgewek nie. Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondig geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. Dan sou ons apostels as leenaars omtrent God aan die kaak gestel word. Dan het ons mos teen die waarheid van God ingetuig dat hy Christus uit die dood opgewek het, terwyl hy dit in werklikheid nie gedoen het nie. Dit wil nou sê, as die dooies nie opgewek word nie. Ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. In daardie geval is ook die dooies wat in Christus geglo het verlore. As ons egter op niks meer sou kon hoop as dat Christus 'n verskil sal maak aan ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. Maar nou is die werklikheid totaal anders. God het Christus uit die dood laat opstaan. Hy het die eerste gerf geword van die groot oes van mense wat uit die dood opgewek sal word. Julle sien, soos die dood deur 'n mens, naamlik Adam, in die wêreld ingekom het, so het die opstanding uit die dood ook deur 'n mens werklikheid geword. Almal van ons sterf omdat ons almal aan Adam, die eerste mens, verbonde is. Net so sal almal wat aan Christus, die ander mens, verbonde is, weer lewendig gemaak word. Maar daar is 'n bepaalde volgorde hieraan verbonde. Christus was die eersteling. Daarna, wanneer Christus terugkom, sal al sy mense opgewek word. Vervolgens sal die einde kom wanneer Jesus die koningheerskappy weer aan God die Vader sal teruggee, nadat hy elke vyandige mag wat daar kan wees onderwerp het. Want Christus moet aan bewind bly totdat hy alle vyande finaal verslaan en aan hom onderdanig gemaak het. Die laaste van hierdie vyande wat vernietig moet word, is die dood. Die skrif sê mos, God het aan hom gesag oor alles gegee. Natuurlik, wanneer die skrif sê dat God aan hom die gesag oor alles gegee het, is God wat aan Christus hierdie gesag gegee het, self uitgesluit. Wanneer die Seun dan alles aan homself onderwerp het, sal hy hom ook self aan God onderwerp. So sal God dan, wat aan sy Seun die gesag oor alles gegee het, uiteindelik die absolute koning oor alles en almal wees. As die dooies hoegenaamd nie opgewek word nie, watter sin het dit dan, dat mense hulle vir die dooies laat doop? Waarom sou hulle dit nog vir die dooies doen, as hulle in elk geval nie weer opgewek word nie?
En waarom sal ons lewens uur na uur in gevaar stel? Dag na dag verkeer ons op die randjie van die dood. Dit is die absolute waarheid, broers en susters. Net so seker as dat julle ons trots is oor wat Christus, Jesus ons Here vir julle gedoen het. Verder, waarom sou ek as te ware met wilde diere in die feeste geveg het, as dit alles verniet was? As daar geen opwekking van die dooies is nie, laat ons fees vier en dronk word, want môre sterf ons. Moenie toelaat dat mense wat sulke dinge sê, julle vir die gek hou nie, want slegte geselskap bederf goeie gewoontes. Kom tot julle sinne en moenie langer sondig nie. Tot julle beskaming moet ek vir julle sê dat party van julle heeltemal tekort skiet wat julle kennis van God betref. Nou kan iemand vra, hoe sal die dooies wees wanneer hulle opgewek word? Watter soort liggame sal hulle hê? Jou dom vraagsteller, as die saad in die grond sit, ontkiem dit tog nie tot nuwe lewe as dit nie eers self dood gegaan het nie. Wat jy in die grond sit, is nie die plant wat gaan groei nie, maar bloot die droë koringkorreltjie of watter ander saad jy ook al plant. Dan gee God daarin 'n nuwe liggaam, presies soos hy dit bepaal het. Van elke soort saad groei daar 'n ander soort plant. En net soos daar verskillende soorte saad en plante is, so is daar ook verskillende soorte vlees. Die van mense en diere en voëls en visse is almal verskillend. Verder is daar ook hemelse liggame en aardse liggame. Die pragt van die hemelliggame verskil van die van aardse liggame. Die stralende pragt van die son verskil van die van die maan, en die sterre het weer hulle eie pragt. Die een ster se pragt verskil ook weer van die ander een. Dieselfde is die geval met die opstanding van die dooies. Ons aardse liggame, wat gewoonlik sal sterf en vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word, want hulle sal nooit weer sterf nie. Ons liggame wat in die grond geplant word, is maar heel gewoon, maar hulle sal in glansende heerlikheid opgewek word. Hulle is maar baie broos wanneer hulle geplant word, maar hulle sal vol krag wees wanneer hulle opgewek word. Hulle is nou natuurlike fisiese liggame, maar wanneer hulle opgewek word, sal hulle geestelike liggame wees. Ja, net soos daar natuurlike fisiese liggame is, so is daar ook geestelike liggame. Die skrif sê vir ons, die eerste mens Adam het 'n lewende fisiese persoon geword, maar die laaste Adam, dit is Christus, het 'n lewendmakende geestelike persoon geword. Die natuurlike fisiese liggaam het eers gekom, daarna die geestelike een. Adam, die eerste mens, was uit die stof van die aarde gemaak, terwyl Christus, die tweede mens, van die hemel kom. Elke menslike wese het 'n aardse liggaam, net soos die van Adam, maar ons hemelse liggame sal net soos die van Christus wees. Net soos ons nou al ewebeelde van Adam is, die mens uit die aarde, so sal ons eendag ewebeelde van Christus wees, die mens uit die hemel. Wat ek wil sê, liewe broers en susters, is dat 'n gewone mens van vlees en bloed nie net so aan die koninkryk van God kan deel kry nie. Wat verganklik is, kan nie deel kry aan wat onverganklik is nie. Ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel wat God aan ons bekend gemaak het. Dit is dat ons nie almal sal sterf nie, maar ons almal sal verander word. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die Christene wat reeds gesterf het, met onverganklike liggame opgewek word, en dan sal ons ook verander word, want ons verganklike aardse liggame moet in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. Wanneer dit gebeur, wanneer ons verganklike aardse liggame in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie, dan uiteindelik sal die skrifwoord waar word. Die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Want sonde is die angel wat die dood veroorsaak, en dit is die wet wat aan die sonde sy slaankrag gee. Aan God kom ons dank toe, hy wat aan ons die oorwinning oor die sonde en die dood gee, deur Jesus Christus ons Here. Dis my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik, gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief.